Dan nooi ek in die woord van die Here oop te maak by Daniël hoofstuk 5. Daniël hoofstuk 5. 'n bekende gedeelte uit die geskiedenis van die volk, 'n bekende gedeelte ook in ons, kan ek nou maar sê, in ons Christelike kerk, né? Daniël hoofstuk 5. Die opskrifie daar, die fees van koning Belsasar, die hand teen die muur. Daniël hoofstuk 5. Ek gaan vir u voor daar van vers 1 af. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy duisende maghebbers. En in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper en yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die Galdeërs en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê: enige een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word en 'n goue ketting sal om sy hals wees, en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het die koningin in die eetsaal ingegaan, en die koningin het begin spreek en gesê: mag die koning in ewigheid lewe, laat u gedagtes nie verskrik en die gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die Vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die Vader, koning Nebukadneser, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die Galdeërs en die waarsêers aangestel, u Vader, o koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniël, aan wie die koning die naam Belsasar gegee het, laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek vra dan die manne staan en dan verenig ons in gebed. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, o Here, in oomblikke soos hierdie roep ons u naam aan. Ja Here, wanneer ons die wêreld daar buite se geraas kan stilmaak, wanneer ons die geraas van ons eie gemoed kan stilmaak, o Here, en kan nader tot u troon van genade.
U naam kan loof en prys, U wat hemel en aarde geskaap het. Here, U wat deur U woord vir elkeen van ons die uitlegging, die leiding, ja Here, elke tree afgemeet het, sodat ons daarvolgens kan wandel in hierdie wêreld en in hierdie lewe. Ons loof en ons prys U naam. Here, hoeveel keer hoor ons van die kosbare getuienisse, wanneer U mense se lewens verander, wanneer U mense se lewens aanraak, o Here, en dis nie anders in ons gemeente, onder ons geliefdes nie. O Here, hoe ons sien die getuienisse van genesing, waar U hand aanraak en lewens ook verander. En Here, daarom loof en prys ons U naam, en daarom, o Here, het ons die vrymoedigheid om te kan nader tot U troon van genade en tot U te roep, dat U elke sieke sal aanraak. Here, U ken elke persoon op ons gebedslys, o Here, U ken elke persoon in ons gesin, in ons families, ja, selfs daardie persone wie se name ons nie ken nie, maar Here, U ken hulle name. Ons ken nie hulle omstandighede nie, Here, maar U ken hulle omstandighede, en daarom, o Here, het ons die vrymoedigheid om tot U te kan nader en te vra en te smeek, o Here, dat U vir hulle ook in hierdie dag en tyd sal aanraak. Dankie Here, dat ons kan saamstem met elke saak wat daar op ons gebedslys is, en vra, o Here, dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal werk om ons te versterk. Ja Here, om ons toe te rus, om in te tree en toe te tree tot hierdie gebedsstryd. O Here, want U woord sê dat die vurige gebed van 'n gelowige veel krag het, o Here, en dat ons vurig vir die sake sal bid en U daarin verheerlik sal word. Dankie, o Here, dat ons ook in hierdie tyd, terwyl die einde van die kwartaal nader kom, kan bid vir die onderwysers en ook vir die kinders. Die onderwysers wat maar groot stryd het in die tyd waarin ons leef, o Here. Onderwysers wat aangeval word deur kinders, onderwysers wat deur vreeslike woorde en dinge of onder dit gebuk moet gaan, o Here, vra ons dat U vir hulle sal oprig in U krag en U genade, ook vir die kinders. O Here, wil ek bid dat U vir hulle sal bring by daardie plek waar hulle nie net hulle onderwysers sal respekteer nie, o Here, maar dat hulle ook hulself sal respekteer, dat hulle U aangesig sal soek, o Here, om te doen wat goed en aangenaam is voor U troon van genade. Dankie ook, o Here, dat ons nou voor U mag buig, so vergader rondom U woord en te kan leer dit wat U ook vandag vir ons wil leer. En ek wil vra, Here, dat U elkeen van ons deur U Heilige Gees vandag sal besoek. Here, dat U deur U Heilige Gees in elkeen van ons die naprediker van U woord sal wees en sal vasmaak dit in ons harte tot eer van U naam. Amen. Ek hou graag vers 11 van ons geleese gedeelte aan die voor, en ook net daar die eerste paar woorde waar ons lees, daar is 'n man. Daar is 'n man, en dit is ook ons tema vandag. Daar is 'n man. Soos ek nou gesê het, 'n gunsteling gedeelte in die kerk waar ons lees van hierdie fees wat die koning gehou het, en hierdie pragt en die opwinding en die swelgery van hierdie koninklike fees, hierdie losbandige koning, toe hy dronk was van wyn, het hy die heilige voorwerpe van die tempel van die Here God, die Here van die leerskare, het hy daar die heilige voorwerpe
na hom laat kom hier in hierdie groot eetsaal en sy vorste, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink tot eer van hierdie heidense drekgode wat hulle aanbid het. En skielik nee, kom daar 'n hand tevoorskyn te midde van die rumoer van die onthaalsaal, soos dit nou maar kan wees. Verskyn daar die hand en hy begin karakters op die muur te skrywe. Daar by vers 5 en 6 het ons dit gelees. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. En nou hoor wat gebeur met hierdie koning toe hy hierdie hand sien. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. En ewe skielik in hierdie rumoerige eetsaal of feessaal of wat dit ook al gewees het, waar hierdie 1000 maghebbers en die koning se vroue en byvroue en almal daar was wat 'n naam gehad het, breek daar groot pandemonium los. Terwyl hierdie vrees die monarg oorneem, haastig word daar geroep na die towenaars, na die waarsêers, om hierdie geheimsinnige skrif te kom uitlê, om vir die koning te kenne te gee wat daar gestaan het. Maar soos hulle ingekom het en die skrif aan die muur gesien het, hierdie woorde wat daar geskrywe was dit vir hulle onmoontlik, want dit was 'n onverstaanbare taal. En die koningin moeder, dit is nou koning Belsassar se grootmoeder, sy ouma, kom daar in die eetsaal in. Nou ja, ons kan baie praat oor hoekom sy nie by die fees was nie en al hierdie klas van goed. Maar sy kom in en sy herinner vir die koning, vir koning Belsassar, aan die bejaarde, nou of op daardie stadium al bejaarde knegg van sy oupa Nebukadneser. En sy weet dat hierdie man in staat sou wees om die skrif te interpreteer. Jy sien, daar was 'n man in die koninkryk. Daar was 'n man wat die boodskap wat God vir die koning gehad het. Daar was 'n man wat hierdie boodskap aan die koning kon oordra. Dink wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan is dit 'n gepaste vooruitskouing van wat die mens, wat die wêreld moet herinner aan 'n uur wat gaan aanbreek. 'n Ander uur. Daardie uur van verdoemenis wat die goddelose en die berouvolle wêreld sal en gaan inhaal. Wanneer daar nie 'n hand teen die muur gaan wees wat 'n paar onverstaanbare woorde gaan neerskryf nie, nee, maar wanneer die seun van die mens self in die wolke sal verskyn en vrees in elke onboedvaardige hart sal inboesem. En terwyl ons dit weet, terwyl ons weet dat hierdie gebeure aan die kom is, en terwyl ons weet dat ons in die laaste dae leef, word die vraag gevra, is daar dan nie iemand wat sal optree nie? Is daar dan nie iemand wat sal gaan waarsku nie? Is daar nie iemand
wat sal tussen beide tree, wat sal intree vir die verlore gaande wêreld nie. Is daar so 'n man? Is daar so 'n vrou? Is daar miskien 'n gesin wat bereid is om op te tree, wat bereid is om in te tree? In 1 Johannes 2 vers 1 skryf Johannes aan die gemeente en hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En is wonderlik vir die kerk en die kind van God om te weet dat hulle 'n voorspraak het by die Vader, maar wie sal die voorspraak wees vir die verlore gaande wêreld? Wie sal die voorspraak wees vir daardie een wat nog nie Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie? Wie sal dit doen as die kinders van die Here nie bereid is om dit te doen nie? As die kinders van die Here te besig is om onder mekaar te stry en te beklei. Soos daar die 2 disippels van die Here Jesus, wat na die Here gekom het en gesê, Here, ons verlang net een ding, ons wil net een ding hê. En die Here sê, wat is dit? Hy sê, Here, laat ons langs U die ereplek sal kry in die ewigheid. Kinders van die Here is besig om oor hierdie dinge te beklei. Ons is besig om te beklei oor teologie en allerhande dwaal kwessies en dwaal vrae. Terwyl die wêreld verlore gaan. Terwyl ons vriende, ons familie, ons kinders, ons kollegas verlore gaan. So ons besig om te stry. Daarom sal ons vandag aan die hand van die skrif met ons tema, daar is 'n man, in 4 gedagtes sien waar die kinders van die Here moet wees. Wat hulle moet wees. Wie hulle moet wees. Wat hulle moet doen. Daar in Judas vers 23 lees ons hierdie woorde, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. En miskien kan ek nou amen sê, want dit is waarmee die kinders van die Here moet besig wees in hierdie tyd waarin ons leef. Dis waarmee die kinders van die Here hulself moet besig hou. Daardie woorde van Judas, daar's net een hoofstuk, vers 23, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. Hoor nou, uit die vuur te ruk. Dat die kinders van die Here, die broers en die susters, jong mense van die gemeente betrokke sal raak by die evangelie verkondiging. Deur lewens of met lewens wat vervul is met die Heilige Gees van God. 'n Vervuldheid wat sigbaar sal wees in hulle lewens, sigbaar sal wees in hulle optrede, hoorbaar sal wees in hulle woorde en in hulle arbeid vir die Here. So sien ons dan in die eerste plek die vraag wat gevra word, waar is die man? Vers 11 het ons daardie woorde gelees, daar is 'n man in u koninkryk. Jy sien, die man wat die koning nodig gehad het in sy uur van nood, was nie daardie Galdeërs en daardie towenaars en die waarsêers gewees nie. Dit was nie iemand
wat hy 'n legioen soldate of 'n leerafdeling na 'n ver afgesonderde gedeelte van sy koninkryk moes heen stuur om hom daar te gaan haal en na 'n paar dae of weke terug te kom om die uitleg vir die koning te gee nie. Nee, daardie man was daar in die koninkryk van daardie koning. Hy was daar in die hoofstad van daardie koning gewees. Die Here het dit so beskik dat daardie man wat daar moes wees, daar was. Waar hy vir die koning die uitleg kon gee. Die koning hoef nie ver te gaan nie. Hy hoef nie ver te soek nie. Hy hoef eintlik maar net daar in sy eie koninklike hof te gaan kyk, te gaan soek vir hierdie man. In die tyd waarin ons leef, vriende, en ek wil vandag hê, jy moet verstaan, ek praat hier in die algemeen, maar dit sal goed wees as ons dit ter harte ook kan neem. Ons lewe in 'n tyd waar kerke leeg word. Kerke word leeg en dan vra ons, maar waar is kinders van die Here? Waar is die kerk? Hoekom is hulle nie by die kerk nie? Wanneer daar dinge is wat gedoen moet word, wanneer daar verantwoordelikhede is wat nagekom moet word, dan sê ons, waar is die kerk? Iemand het nou die dag op televisie nogal nie dat ek baie sulke aktuele programme kyk nie, maar toe vra die persoon, waar is die kerk? Hoekom kan die kerk nie meer daardie armoede verligting en daardie goed doen wat hulle altyd gedoen het nie? En dit is 'n persoon wat ongered is, wat geen affiliasie met enige Christelike kerk het nie, en hy vra die vraag, waar is die kerk? En die realiteit is, vriende, dat die kerk te besig geraak het vir die saak van die Here. En as ek sê die kerk, dan praat ek van ons, en ek sluit my by dit in. Ek praat van die lidmate van die gemeente, ek praat van die bloedgewaste kinders van God. Ons het te besig geraak vir die saak van die Here. En nou praat ek nie van, want dit word ook gevra, Dominee, waar is jou kerkraad? Vra hulle vir my wanneer dit gebeur soms dat daar nie al die kerkraad hier is nie. Of dan gebeur dit soms dat nie al die lidmate elke Sondag in die kerk is nie. Dominee, waar is hierdie mense? Ek praat nie van as jy moet gaan werk nie. Die Here sê self daar in Lukas 14:5 en hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of os sal in 'n put val wat dit nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie? Ek praat nie van daardie verantwoordelikheid wat jy het vir jou werk nie. Ek vra, waar is die kerk? Sien, dit gaan nie oor 'n krisis of 'n werksomstandigheid of ander ekstreme situasies wat gebeur nie. Ek praat van sommer flou verskonings. Dominee, jy sit ons die preek op YouTube. Dan kan ek Sondag bietjie laat slaap. Kan ek ons op YouTube kyk? Ons dieselfde. Maar daai selfde woord, daai selfde mond wat dit sê vir my, Dominee, waar is die mense? Hoekom kom hulle nie kerk toe nie? Want hulle lê op hulle beddens in hulle pyjamas en hulle kyk YouTube. Kerk. Hebreërs 10:25 en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. En dan vra ons vraag, maar wat is die onderlinge byeenkomste? Dis mos die kerk, ons is mos hier, Dominee, ons is vandag hier. Dis nie 'n onderlingse byeenkomste nie, hierdie is die erediens. Onderlingse byeenkomste is 'n biduur. Dis daardie geleenthede, 'n jeugaand, daardie geleenthede. Waar is die kerk?
As die kinders van die Here, as die sogenaamde bloedgewaste kinders van God nie eers die onderlingse byeenkomste kan bywoon en ondersteun nie, hoe kan hulle betrokke wees, liewe broer en suster, by die verkondiging van die evangelie? Hoe kan hulle? Hoe kan hulle betrokke wees by daardie opdrag wat hulle moet uitleef? En dan sien ons in die tweede gedagte, wat was die man? Wat se tipe man was hierdie gewees? In vers 11 lees ons hierdie woorde, in wie die gees van die heilige gode is. Nou hierdie is die woorde en die taalgebruik van 'n heidense koningin. En sy sê, haar getuienis aangaande hierdie man was, in wie die gees van die heilige gode is. Jy sien, toe hierdie man 'n jong man was, het hy en sy vriende besluit, hulle gaan hulle self nie ontheilig deur die spys van die tafel van die koning te eet nie. Nee, as 'n jong seun van 13 of 14 jaar oud, het hy besluit om hom te hou by water en groente. Julle ken die verhaal. Hulle het hulle afgesonder vir die Here. Hulle het volhard in gebed. Hulle het volhard in aanbidding. En hierdie man was vervul met die Heilige Gees van God. En hierdie man wat vervul was met die Heilige Gees van God, sou deur dieselfde God van die leerskare kragtig in hierdie koninkryk van hierdie heidense koning gebruik word. Openbaring 3:16 lees ons ietsie van die toestand van die kerk vandag. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Kerk het lou geword. En ek praat nie net van die NG Kerk of die charismatiese kerk en ek praat van die EG Kerk ook. Kerk het lou geword. Lou Christene wat lankal vergeet het wat heiligmaking is. Lou Christene wat lankal vergeet het hoekom hulle moet kerk toe gaan. Dan kom sluit ek weer aan by my vorige gedagte, dis hoekom dit so maklik is om te sê ons gaan nie vandag kerk toe nie. Gaan nie vanmiddag kerk toe nie. Ek vergeet. Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Sogenaamde kinders van die Here wat hulle eerste liefde verlaat het. Wat lou geword het. Ek wil graag aan u voorroep, dis iets wat my altyd nog as ek in daai situasie kom, dan sê ek so half dit verduidelik dit so mooi vir my. Het jy al ooit in 'n dam of in 'n rivier geloop? En dan loop jy daar waar die stroom nou lekker sterk loop dalk en dan is die water heerlik koel, nê. En dan kom jy daar by 'n stukkie plek waar daai groen laag so bo oor die water loop en jy loop met jou voete daarin en daai water is so lou. En jy voel sommer vuil. Jy voel sommer nee, ek wil nou teruggaan na die skoon water toe dat ek net nie die gemors van my kan afwas. Dis waar die kerk vandag is. Baie hulle die louheid van die wêreld se moeras verkies bo geesvervuldheid. Hulle verkies die wêreld en die dinge van die wêreld bo om met die Heilige Gees van God vervul te wees, maar die Here sê vir ons in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie,
Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervuld, liewe broer en suster, liewe kind van God. Dis tyd dat die gemeente, dis tyd dat die kinders van die Here die losbandigheid van die wêreld, die wêreldsgesindheid agter hulle sal los. Dis tyd dat ons daai troetelsondes wat ons hier in ons hart en in ons lewens vertroetel, dat ons dit agter ons sal los. Dis tyd dat ons die ongeregtigheid van ons lewens agter ons sal los, liewe broer en suster, en vervul sal word met die Heilige Gees van God. Daai tyd, liewe broer en suster, het aangebreek. Maar dan sien ons in die derde gedagte wie hierdie man is. Vers 12 lees ons hierdie woorde: in Daniël, aan wie die koning die naam Beltsassar gegee het. Dit was Daniël, dit was sy naam. Hy was hierdie man wat in die koninkryk was. Hy was die man wat die hoof was van hierdie koning se kan ek nou maar sê, sy geestelike raadgewers. Hierdie man in wie die Heilige Gees van God was, maar wat die koning geken het as Beltsassar. Hy was nie 'n vreemdeling nie. Hy was nie 'n goolaar of 'n towenaar nie. Nee. Hy was wel die hoof, nê, soos ons weet, van die koning se goolaars en besweerders en al daardie mense. Maar Daniël het hom nie opgehou met die werke van die duisternis en met die werke van die duiwel nie. Hoor wat sê vers 12: omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. Daniël, wat die Here gestuur het, wat deur die leeukuil gegaan het, wat deur die brandoond gegaan het, daardie Daniël was die man gewees. En weet julle wat, liewe broer en suster, hier in die wêreld waarin ons leef, is daar ook mense wat so by die naam geken kan word. En hulle name is nie dominee of ouderling of so ietsie, evangelis dit en sendeling dat nie. Nee, hulle word geken as, hoor bietjie, hulle word geken as die kinders van die Here. Hulle word geken as die kinders van God. Hulle word geken as Christene. Dis hulle. Hulle het name. Die Here het hulle uitverkies. Die Here het hulle geheilig. Maar te veel mense dink ek, vul maar net daai blokkietjie in. Maak maar net die merkie, omdat hulle nie van beter weet nie. Filippense 2 vers 2, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Hoor nou, hoor wie hierdie mense is, né? Deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, dit is die Christene. Dit is die bloedgewaste kinders van die Here. Dit is die wat weergebore is. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dis hoekom ek al baie gehoor, kinders van die Here, mense wat die Here dien, wat 'n passie het vir die saak van die Here, wat 'n diep verhouding het met die Here, sê my dominee, ek wil nie geken word as 'n Christen nie. Maar daar in die buitewêreld, as mense sê daai ou is 'n Christen, dan word dit gekenmerk deur bekleierery en stryery en allerlei dinge, behalwe die gesindheid van Christus. Moet my nie 'n Christen noem nie, ek's 'n kind van God.
Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Om te identifiseer as 'n Christen, om 'n kruisie te trek op 'n vorm, daar waar jy moet vir hulle aandui wat se geloof jy is nie dieselfde as om die gesindheid van Jesus Christus, om in daardie gesindheid te leef en in daardie gesindheid te wandel nie. Om met ander Christene of met ware Christene te assosieer en vriende te wees, is nie dieselfde as om die gesindheid van die Here Jesus Christus in jou hart te hê nie, liewe broer en suster. Die gesindheid van die Here Jesus Christus moet sigbaar wees in die lewe van die kind van God. Moet sigbaar wees in die optrede van die Christen. Ons sien ons in die 4de plek, wat doen die man? Vers 12 het ons gelees, laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. So was dit ook gedoen. Daniël was geroep en hy gee aan die koning die uitlegging, soos die koning hom die bevel gegee het. En as jy nou hierdie gedeelte verder gaan lees, dan gaan jy sien dat die koning hierdie groot eer en 'n ereposisie aan die een beloof het wat hierdie skrif sou uitlê, hierdie woorde sou uitlê, en Daniël sê, hou jou gawes. So vir die koning, net so, hou jou gawes. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil nie die ereposisie hê nie. Ek wil nie die toga hê nie. Ek wil nie daardie plek hê nie. En hy gee die boodskap van God aan hierdie hoogmoedige koning. Psalm 134 vers 2 lees ons: hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. En as mens hierdie versie hoor, as ons daai koortjie sing, hef op julle hande na die heiligdom, dan sien ek dit dikwels. Het julle dit al gesien? Nee? Ons sien dit. Weet julle wat? Dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Om jou hande op te hef na die heiligdom van God, is om jou hande op te hef en te werk. Hierdie lied, hierdie Psalm 134, is wat die priesters en die leviete vir mekaar gesing het. Onthou, daai heiligdom was heeltyd aan die gang, 24 ure 'n dag. En daar was skofte gewees, en soos een skof uitgegaan het en die volgende skof ingegaan het, het hierdie lied vir mekaar gesing. Daai wat uitgekom het, het vir die wat ingekom het sê, hef op julle hande, dat julle kan werk in die heiligdom van die Here. En loof so op daardie manier die Here. Maar nee, ons sit ons hande in die lug. Hef op julle hande na die heiligdom, en dan het ons lekker saam gesing, en dan voel ons lekker, en ons gaan huis toe, en ons beskinder mekaar daar by die huis, en ons het 'n heerlike middagete van gebraaide dominee en gebakte aardappels. En ons trek daai preek van hom uitmekaar uit. Dis wat gebeur, vriende. Ons kan daaroor lag. Maar dis die feite. Ek sê nie dit gebeur, ek hoop nie dit gebeur in hierdie gemeente nie. Ek sê nie dit gebeur in die EG Kerk nie, ek hoop nie dit gebeur in die EG Kerk nie, maar dit gebeur. Daar word so mense gesê, moenie dit doen nie. Moenie dit doen, dis nie jou werk nie. Moenie dit doen nie. Moenie die toilet regmaak, ekskuus, ons is bewus van die toilet. Dames, ons sal dit uitsorteer. Maar moet net nie die toilet regmaak nie, want dit is nie jou werk nie.
Moenie die ketel aansit voor die diens nie, dis nie jou werk nie. Die Here sê, hef op julle hande na die heiligdom. Wie se werk is dit dan? Tyd het gekom dat ons hande ophef, ons moue oprol en begin werk in die koninkryk, in die heiligdom van die Here. Begin werk in my hart, begin werk in my lewe. Moue oprol, begin werk. Gryp die mop as dit nodig is. Gryp die Bobbejaan spanner as dit nodig is. Ons moet ons moue begin oprol. Vat daai asbliksak wat vol is en gaan sit hom daar buite kan die hek neer. Ja. Vriende, ons besef die uurglas is besig om uit te loop. Ons weet, ons lewe in die laaste dae en ons is besig om ons besig te hou met allerhande ander goed behalwe die saak van die Here. Ons is besig om ons besig te hou met posisies en titels en al hierdie goed behalwe die saak van die Here. Waarmee moet die kinders van die Here besig wees? Hulle moet besig wees in die werk van die Here, in die arbeid van die Here, in die saak van die Here. Dis waar die kinders van die Here moet besig wees. Sodat die Here verheerlik kan word. Want soos daai ou haleluja lied werk, want die nag kom nader. Né? Werk. Want die dag van die Here kom nader. Ek sluit af. Ons het vandag met ons tema, daar is 'n man, gesien dat die kinders van die Here betrokke moet wees by die onderlingse byeenkomste, betrokke moet wees by die evangelie werk, by die evangelie opdrag van die gemeente. Dan kinders van die Here moet vervul wees met die Heilige Gees van God. Ek gaan dit weer sê. Kinders van die Here moet vervul wees met die Heilige Gees van God. En wanneer dit gebeur, dan sal dieselfde gesindheid wat in die Here Jesus was, sigbaar wees in die lewens, in die optrede en die woorde van die kinders van God. En dan, liewe broer en suster, dan sal die kinders van die Here begin werk tot die ewigheid, tot die evangelie, sal werk om siele te wen. Dan sal hulle moue oprol en ophou sê dis aan iemand anders se werk, want dit sal hulle werk wees. Broer en suster, daardie dag kom snel nader. Daardie dag van oordeel, daardie dag van verdoemenis, wanneer die waarheid van die oordeel van die Here Jesus Christus sal opvang met die onberouvolle, met die verlore wêreld. Daardie dag is haas op hande. En waarmee, liewe broer en suster, sal die Here sy kerk besig vind? Sal dit U wees wat tussen beide tree? Sal dit U wees wat intree en die verlore uit die vuur ruk? Of sal die Here U, sy kerk, sy bruid besig kry met 'n onderlinge gestryery en 'n bekleierery, 'n stryery en 'n bekleierery vir posisies en titels? Raak besig, liewe kind van God. Raak besig met die saak van die Here. Raak besig met die redding van siele. Raak besig. En mag dit ook U gebed van U hart wees, soos dit die gebed van my hart is.
Die kinders van die Here, u elkeen vervul sal word met die Heilige Gees van God, sodat u niets anders sal kan of wil nie, sodat u gedring en gedryf sal wees om te getuig van die genade van die Here Jesus Christus, om te vertel wat hy in u lewe gedoen het, om dit uit te leef. En dat daardie vervulling en daardie liefde en daardie gesindheid van die Here Jesus Christus sigbaar sal wees wanneer u betrokke is by die saak van die Here, wanneer u betrokke is by u gemeente. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons hier. Hemelse Vader, o Here, so dikwels bevind ons onsself op 'n plek waar ons moeg is en uitgeput is. O Here, na 'n lang week se werk, na 'n lang week waar ons onsself moes uitgiet in die wêreld om te sorg vir ons dag tot dag bestaan. En o Here, hoe dikwels besef ons dan dat ons nagelaat het om te ywer en te werk in u koninkryk. Here, help ons om vandag te besef en te verstaan dat ons as u kinders, ons eerste prioriteit is om u woord en u evangelie uit te dra. Ja, ook daar waar u ons geplaas het in die werk, in ons omstandighede, daar by die skool, onder ons vriende, waar dit ook al mag wees, o Here, dat ons passie en ons doel en ons strewe sal wees om u evangelie uit te leef, o Here, en u daarin verheerlik sal word. Here, help ons om te verander. Help ons om te ywer vir u saak, sodat u verheerlik sal word. Amen.